Die Here Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Dit is genade en vrede vir almal van ons lewende en ewige Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, in Job 11 vers 11 lees ons: God ken skynheilige mense. Hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hom nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy's onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag, van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag, van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereële rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat jy Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, en waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, vergifnis van sondes, opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam, terwyl jy net so bly sit. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, Here, met harte wat oorloop van dankbaarheid en vreugde is ons u gemeente van Jesus Christus vanoggend, en staan hierdie wonderlike gebeure in die teken van u opstanding. Here, u het opgestaan uit die dood, en daardeur het u vir ons elkeen ook die moontlikheid geopen, dat as ons in u lewe, ons in u sterwe, ons ook weer sal lewe. Baie dankie Here dat ons dit met groot oortuiging in die wêreld kan verkondig, en vir die betekenis wat dit het vir ons in ons lewens, hier waar ons elke dag
soveel aanvegtinge in ons geloof ervaar. En nou is ons gebed, o Heilige Gees, kom nou in hierdie oomblikke en vul ons met u wonderlike teenwoordigheid en wil u ook die skrifwoord in ons harte seën vanoggend. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons skriflesing is uit die Evangelie van Lukas vanoggend, een van Lukas se opstandingsverhale. Hierdie verhaal word op verskillende maniere deur al 4 die evangelieskrywers opgeteken. Maar kom ons lees vanoggend hoe Lukas die opstanding van Jesus Christus dan beskryf. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle gereggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af, en toe hulle ingaan het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was en gesê het, die Seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en al die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle die vroue nie geglo nie. Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor buk, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Die tekswoorde vir ons prediking sal die eerste gedeelte van vers 4 wees. Toe die vroue daar kom en nie die liggaam van Jesus sien, staan daar, hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Toe die vroue nie die liggaam van Jesus in die graf kry nie, staan daar, hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Liewe broers en susters in die Here, een van die belangrikste eienskappe van die mens is sy vermoë om voortdurend sin te maak van sy wêreld. Die mens is verder ook voortdurend aan die ontwikkel. Hy word slimmer. Hy maak sy wêreld in 'n sekere sin beter, gemakliker en hy leef al hoe hoër. Ons reis vinniger, ons kommunikeer elektronies al hoe beter en ons lewensstandaard is eintlik hoër. En dit is alles te danke aan ons vermoë om te dink, om te verstaan, om te leer en beter te verstaan. En tog kom daar gereeld tye in ons lewens, wanneer ons met gebeure en situasies gekonfronteer word, wat heeltemal buite ons vermoë van verstaan is. Wat vir ons eenvoudig onverklaarbaar is. Oomblikke dat die wêreld wys, dat daar ook nog steeds soveel raaisels is, waarvoor ons nie altyd antwoorde sal hê. Ons gebruik baie keer die term lewensvrae om daaraan uitdrukking te gee. Wanneer siekte, terugslag, mislukking en veral die dood met al sy seer en pyn op ons toesak, dit laat by ons, by alles, altyd met 'n gevoel van onsekerheid. Die klein intieme kring van Jesus se getrouste volgelinge tydens sy aardse omswerwinge, die disippels en 'n handjievol vroue, het in die laaste week van Jesus se lewe 'n hele paar
angswekkende ervarings gehad. Die skielike ommeswaai van die Jerusalem inwoners in hulle mening van Jesus, die gewelddadige vyhandigheid van die Joodse godsdienstige leiers en die nog meer gevreesde Romeinse soldate het nie net vir Jesus nie, maar ook vir sy nabyvolgelinge baie groot gevaar ingehou. Die disippels en die vroue het volgens die getuienis van die evangelies nie verstaan wat met Jesus aan die gebeur was nie. Hulle het eenvoudig net soveel onbeantwoorde vrae gehad en hulle was ook nog onder konstante lewensbedreiging. Hulle het gewonder, waarom die oorweldigende vyhandigheid teenoor 'n man wat net goed gedoen het, wat soveel mense se pyn verlig het en heling en vrede vir baie mense aangebring het. Die hele reeks van gebeure was vir hulle 'n groot misterie en het hulle lewens eintlik in 'n krisis gedompel. En nou kom hulle en beleef die ergste krisis van alles. Hulle besoek die graf van Jesus vroeg die Sondagmôre met hulle flessies balsem om die liggaam van Jesus te kom balsem soos wat hulle gebruik was, en tot hulle skok en afgryse is Jesus nie in die graf nie. Dit was die ergste wat hulle beleef het, die wreedaardige arrestasie en die urelange aanranding en marteling van Jesus was vir hulle erg. Die allerverskriklikste marteldood van hulle geliefde meester was nog erger. Maar om dan te kom, om die laaste eer te betoon en te sien dat sy liggaam weg is, soos hulle gedink het deur grafrowers gesteel is, was die ergste. Geliefdes, wat sou u en ek vanoggend wou antwoord? As iemand vir ons sou vra, wat vir ons die gebeurtenis of die situasie is, wat vir ons die grootste skok in ons lewens was. Wat sou elkeen van ons vanoggend wou sê, daardie ding wat gebeur het, bly vir my die grootste onverklaarbaarheid in my lewe. Watter een saak staan uit, waarvan ons wou sê, daardie tydperk in my lewe, daardie gebeurtenis, het my regtig in groot vertwyfeling geplaas. Onthou jy nog hoe jy gevoel het in daardie omstandighede van julle lewe? Mense is so verlore, jy is so eensaam, jy is so verdwaal, soos 'n seilbootjie op die oseaan. Ons het vir almal om raad gevra, ons het antwoorde gesoek, maar niemand kon ons help nie. Mense het dan net saam met ons gesit en die kop geskit. Daar was nie bronne wat ons kon opsoek, wat ons troos nie. Ons kon nie verklaringe kry nie. Ons het gevoel hoe 'n absolute twyfel ons beetpak. Ons het uitermate angstig gevoel. Ons kon nie fokus nie, was lusteloos en het selfs begin voel dat ons nie meer wil lewe nie. Dit was hoe die vroue gekonfronteer met die leë graf gevoel het. Dit was vir hulle eenvoudig net te veel. Om na die week se vreeslike gebeure dit nog te beleef, dat selfs die liggaam van ons geliefde meester gesteel is, om te sien hoe Jesus verdwyn het, was vir hulle die ergste. Die Afrikaanse vertaling vertaal die Grieks van ons teksvers baie sak in die beskrywing van die vroue se reaksie. In Afrikaans staan daar, hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. In die oorspronklike Grieks is dit baie erger. Daar staan eintlik iets soos, die vroue het paniekerig geraak. Hulle was hysteries. Hulle was in absolute vertwyfeling. Hulle lewe het 'n absolute laagtepunt bereik. Hulle het langs die graf gaan sit, moedeloos en gedaan. En gemeente, daardie prentjie van die vroue by die graf, hysteries huilend, terwyl hulle mekaar vashou, teken die mens deur die eeue heen op sy beste. Want ons sal altyd op hierdie aarde op ons beste vraand wees. Tastend in die donker. Soos Paulus het baie goed stel, hy sê dit is soos mense wat in 'n spieël kyk
maar 'n raaiselagtige beeld sien. Altyd verleë oor antwoorde. Altyd mense wat rondom jou is, maar altyd vir jou ook kan sê, maar ek weet nie hoekom. Ek het nie 'n antwoord nie. Ek huil maar saam met jou. Kan nie vir jou raad gee nie. Maar daar is egter tog een wonderlike feit van mense se verleentheid, van mense se paniek, van mense se wroging. As ons op ons laagtepunt is, as ons gestroop is van ons eie krag en ons slimmigheid en ons vermoëns, dan is ons op ons gereedste vir God se ingryping in ons lewens. Ook dit stel die apostel Paulus baie mooi, Paulus mooi in sy brief as hy sê, as ek swak is ek sterk. As ek by 'n nulpunt kom en sê, Here, ek kan nie meer nie, ek weet nou nie meer nie, dan is ek op my gereedste dat God se onbeskryflike krag my sal binnevloei en my lewe heeltemal omkeer. En dit is presies wat in ons geleesde gedeelte met die vroue gebeur. God gryp in. Hy doen dit deur 2 manne in blink klere, 2 engele, wat die vroue vertroos en hulle help om hierdie gebeure te verstaan. Want God het raad as ons nie raad weet nie. Hy kom wanneer ons hom die nodigste het. En hoe kom hy? Soos hier, deur sy gees en sy woord. Want wat die 2 engele doeteenvoudig doen, is om die treurende en die beangste vroue aan Jesus se woorde te herinner. Het hy nie vir julle gesê dat hy gaan sterf en dat hy na 3 dae weer sal opstaan nie? En hierin lê vir ons 'n baie belangrike boodskap in opgesluit. God stuur ook vir u en vir my elke dag sy gees. En hy gee ons sy woord. Dis sy manier waarin hy ons herinner aan sy woorde om ons te vertroos en aan ons 'n vaste hoop te gee. En die oomblik toe die vroue Jesus se woorde onthou, verander alles van hulle. Hulle word kalm, hulle kry 'n rustigheid en meer. Hulle hardloop en word getuies. Hulle hardloop na die apostels toe en sê, Jesus het opgestaan. Die Here leef weer. God sien die mens se grootste verleentheid, van nie weet nie, van nie raad het nie, as sy geleentheid om die evangelie van sy verlossende liefde te gee deur sy woord en sy gees. Terwyl ons dan, geliefdes, vanoggend op hierdie dag die opstanding van Jesus Christus ons Here vier, kom ons deurdink vir elkeen van ons se lewens die geweldige implikasie van hierdie gebeure in ons lewens. Ons kan ook uit ons twyfel, uit ons seer, uit ons hopeloosheid opstaan. Meer is dit, daarvan getuig in die wêreld. Mag die Here ons elkeen na die mate van ons seer vanoggend en ons vra, en ons twyfel in sy wonderlike gees tegemoet kom. Amen. Kom ons dank nou saam. Ons wonderlike Hemelse Vader, baie dankie Here dat die apostel Lukas vir ons hierdie baie belangrike verhaal opteken van vroue in totale twyfel en moedeloosheid, wat net doeteenvoudig met God se gees en sy woord toegerus is en skielik heeltemal anders reageer en selfs getuies word. Here, daar is oomblikke in ons lewens, daar is tye wat ons almal ervaar, wanneer ons so platgeslaan kan wees, wanneer ons so sonder hoop kan wees, dan is U by ons op U manier om vir ons raad te gee. Waar ons verleë is, Here, is dit vir U 'n geleentheid om die evangelie deur U woord en gees in ons harte te seën. Help elkeen van ons wat dit vandag so nodig het, dat ons nooit sal ophou glo en vashou aan U wonderlike woord
en die inwerking van die Gees wat vir elkeen van ons genoeg is. Hoor ons gebed en laat ons hier uitgaan met vreugde deur die opstandingssondag en laat ons lewens, Here, vir U 'n getuienis wees. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Liefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag ons almal al meer verander word om aan die beeld van Christus gelyk te word. Amen.